Daar's 'n verskil tussen kla by Vader en hom kwaadlik neem en in opstand kom. Want hy sê, maak jou begeertes bekend met my deur gebed en smeking. So dit beteken, ek kan na hom toe gaan en vir hom sê, ek kry swaar, help my. Maar om by Meriba te kom en te sê, ek kry swaar, dis u skuld, ek moes nog in Egipte gewees het, dis iets anderster. En dis so naby aan mekaar en so ver van mekaar. Albei kla, maar die een maak Vader geweldig kwaad en vir die ander een het hy medelee. Hoe weet ek? Dit is wat verhouding is. Kom nader aan hom toe. Ek leer sy hart ken en onthou, hy ken my hart. Hy weet in wat sy gesindheid ek kom. Want hy ken my hart, hy leer my nie ken nie, hy ken my hart. En hy gaan dalk anderster na my luister, want ons harte teenoor hom verskil. Net soos wat ons kinders het, en die een kind kom klaar by jou oor 'n situasie, en die ander een oor dieselfde situasie, maar jy weet, dis uit twee verskillende harte, en dit leer ons net ken deur met hom verhouding te hê. Maar dis wonderbaar, dit is hoe lewendig 'n verhouding met hom is. En ek dink dit is goed om klaagliedere te gebruik as 'n voorbeeld, want klaagliedere is regtig in 'n depressiewe tyd van die volk. Dis net nadat Juda weggevoer is in ballingskap. Dis Jeremia, dis die klaagliedere van Jeremia. Jeremia het agtergebly, wat sien hy? As jy Jeremia 1 lees, dan praat hy van hierdie verlate stad wat nou die dag nog vol mense was, en kyk hoe lyk dit. En ek dink dis absolute depressie. Die mense is weg. Die ander is dood. Dit wat agtergebly het is verbrand, is stikkend. Mense wat agtergebly het is verward, hulle weet nie wat om te doen nie, hulle weet nie waar om toe te hardloop nie. Dis 'n haaglike toestand. En dis die klaagliedere van Jeremia. En as jy dit gaan lees, dan kan jy dadelik assosieer met dit. Mense wat nou in ons land, in die ou Suid-Afrika groot geword het, en sien hoe dit nou lyk, kan nogal sien, nou, dit lyk soos Jerusalem. En die hartseer wat in jou hart het, is 'n werklikheid. Die gevoel wat jy kry as jy deur 'n area ry wat jy in groot geword het, wat pragtig was en wat nou absoluut afgebreek is, ervaar jy wat Jeremia ervaar het, maar natuurlik is die vervulling daarvan altyd in ons lewens, in groot mate, oralster. Ek wil selfs waag om te sê dat Vader dit ervaar. Hoe het hy hemel en aarde geskape en hy het gesê dat dit goed was en hoe het dit geword? Maar die uiteinde, die hoop, is altyd daar. Wonderbaarlik, daar's 'n ware hoop en daar's 'n valse hoop. Daar's mense wat sê, ja, ons hoop is op God en dit gaan beter wees. En hy gaan vir hulle sê, ek het jou nooit geken nie. So die sleg van nou gaan net geweldig slegter word, want dit is 'n valse hoop. Maar as ons hoop regtig volmaak, volkome op hom en in hom is, op die manier wat hy sê, dan wag daar vir ons 'n herskepte skepping. Wat 'n mooi tyd. Maar terwyl ons nou hier is, mag ons klaagliedere, maar ons mag nie Meriba nie. Daar is 'n verskil.